Die Buffelbul van Inyatikulu, episode 15, 'n vervolgstorie op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke, waar daar reeds 'n hele klomp audioboeke is waarna jy gratis kan luister. Gaan loer onder podcasts, dan sal jy die titel sien. Luca het hom in die vroeë oggendure gehoor verbysaag, dwars deur die vyfkamp met sy hartbeeshuisies. Nou staan die veearts met 'n beker koffie in die hand en fynkamp die nat grond vir spore. En daar is dit, luiperdspore wat tot onder die jakkalsbessie langs die elektriese draad gaan. En toe spring meneer Kolle stam op. Dit staan geskryf in die spore. Luca staan eers van hier af en tuur in die takke. Is die meneer nog daar of het hy weer afgespring? Niemand wil 'n luiperd op jou, kop of rug voeland nie. Lucas stap met 'n wye sirkel na die dubbel elektriese draad en bekyk die boom van daar af. Ook die skoongemaakte area op die brandpad aan die ander kant. En daar is spore wat wys vir die luiperd daardie kant afgespring het en daarna rustig ingestap het, veld in. Hy is nog steeds hier iewers, nie ver van hier af nie, want die tarantale maak alarm en toe begin 'n aapdrop hysteries klik-klik. Hoopelik het die grootman 'n slaapplek vir die dag gekry, daar in die rye bosse van die rivier loop, wat verby die huise loop in die rigting van die dam. Larry se dam. Die plek het skielik 'n naam gekry in Luca se kop, en wraggies het Dirk ook al so daarna verwys. Kosbaar, die vroumensie het 'n nalatenskap hier gemaak, sonder dat sy dit beplan het. Wat gaan maak dat hy sal mis as sy die dag haar Land Rover huisie gaan pak en ander staanplek gaan soek. Miskien moet hy hoop dat dit nooit gebeur nie, maar sal hy vir altyd vrede kan hê met die feit dat sy Dirk se nooi is? Dit is 11de Maart en die aardbol het reeds begin kurf. 'n Nuwe seisoen, die son wat later opkom en die nagte wat kouer raak. Lucas slinger die laaste bietjie van sy koffie bos in. Hy doen dit altyd wanneer hy moerkoffie drink. Selfs die Kenna sakkies los 'n bietjie daarvan onder in 'n beker. Met die omdraai sien hy Dirk naderkom. Hy loop ook op die luiperdspoor. Hy het oorgespring aan daardie kant van die kamp, 'n paar wye draaie verken tussen die huise deur, vertel Dirk terwyl hy aankom. Reg, en hy is hier by die jakkalsbessie oor. Nie dat hy die boom nodig gehad het om oor die 2 lae elektriese drade te spring nie. Hy kan daaroor tree. Maar hy is eers in die boom op, waarvandaan af hy alles bekyk het, sonder haas, tipies luiperd. Ek sal vir Larry moet wys. Sy gaan haal mos goed in haar landie in die middel van die nag, sê Dirk. En jy keer haar nie? Lucas se wenkbroue klim. Hoe weet ek wanneer sy dit doen? Sy's mos daar in daai huis van haar en ek in myne. Dirk se hand wys in die rigting van die 2 huisies langs mekaar. En daar kan Luca homself nie inhou nie. Nee Dirk man, kyk tog agter jou vroumens. As sy my spesiale ingevoerde vriendin was, het ek elke aand die stopdeken onder haar ken opgetrek en seker gemaak dat sy veilig in my arms bly totdat die son opkom. Die pragtige vrou is miskien nie heeltemal weerloos nie, maar sy kan ook mos doen met die omgee en beskerming van 'n man. En duidelik het sy jou gekies om daai rol te speel. Hoekom anders is sy hier? Luca! Dirk kyk verby hom verby en hy tol om en aarde, daar staan sy agter hom. Larry, hy lig 'n hand in 'n groet. Sê haar, sê Dirk. Sê haar self man, sy's jou meisie. Van die spore, Luca. Dirk klink omgekrap en ongeduldig. O, die spore. Luca kyk om hom rond en toe vind hy 'n stok en omkring een van die duidelike spore in die kaal grond. Alright, Larry, die saak is nou so. Ons is bevoorreg om weer 'n inwonende luiperd te hê. Dit beteken jy stap verkieslik nie na donker na jou kar toe nie, voordat jy nie doodseker is dat hy nie in die omtrek is nie, en as jy hom dalk iewers raakloop, moenie oogkontak met hom maak of mal gaan nie.
Luiperds hou daarvan om te dink dat hulle kamouflering van so 'n aard is, dat jy ongeveer 1 meter van hom verby kan stap, sonder dat hy gesien word. Maar moet dit liewer nie probeer nie, bly liewer van die dier af weg. Ons het hom ook weer gisterand gehoor. Geesie en Piet stap ook uit op hulle stoep en kom aan. Dit is lekker om weer 'n luiperd in die omgewing te hê. Ja, baie spesiaal. Jammer, ons kon die spore nie oor die naweek vir die gaste wys nie. Praat Larry ook weer. Haar woorde laat Luka beter voel. Sy aanvaar sonder meer dat hulle hier in harmonie met die wilde diere kan woon en eis nie onmiddellik dat die heining 10 voet hoog gelig moet word, soos die meeste ander mense nie. En verbasend genoeg draf sy nie by haar huis in om die Land Rover te gaan pak en gat skoon te maak nie. Inteendeel, sy haal haar kamera uit haar kakie kniebroek, sy sak en begin 'n video maak van die spore. Ek vermoed dit is hy wat die ape so opgewonde maak daar in die rivier loop, lig Luka in. Nou kan ons asseblief na hom gaan soek. Haar brein oop pleit in syne. Iets in Luka wil sag raak, maar toe bedui hy na Dirk. Ja nee, julle twee kan gerus na hom gaan soek. En ons gaan beslis. Dit is die enigste een van die groot 5 wat Larry nog nie hierdie ronde gesien het nie. Wat is jou planne vir die dag, Luka? Vra Dirk. Ek gaan na 'n perd kyk op die plaas verdwaal. Marius van der Walt vermoed die dier het skeef getrap en 'n voet geswik. Hopelik nie gebreek nie. So geniet julle naweek. Gaan jy vir die hele week weg wees? Vra Dirk. Moontlik. Laat weet maar as hier 'n krisis op die plaas ontstaan. Hy kan nie weer na Larry kyk nie. Iets in hom gaan hier agterbly wanneer hy later wegry. Wat is met hom aan die gebeur? Ag nee, en verflaks. Daar sien hy 'n luiperd met kleintjies helder oordag in die middel van die grondpad, net toe hy op die verdwaalpad afdraai. So naby is die ma en haar klein goed. Hy neem dit met sy selfoon af en stuur dit vir Larry aan met 'n nota. Dis nou wel nie op Inyatikulu nie, maar ek wens dat jy hier was om dit met jou beter kamera af te neem. Maar jy is welkom om hierdie beeldmateriaal te gebruik op jou kanaal as dit kan werk. Sy antwoord byna dadelik. Natuurlik gaan dit werk. Baie dankie, Luka. Sy en Dirk het nou die luiperdmannetjie ook gekry. Hy het 'n Impala ram uit die natuur se koskas geoes en lê nou met sy vangs in 'n mik van 'n boom, nie ver van die 5-kamp af nie, maar sy wens ook sy was daar om die luiperdma en kleintjies te sien. Ja, hy wens sy was hier. Dan sou hy haar kon dophou wanneer sy na die ma en kleintjies kyk. Want dit is mos wat hy deesdae doen. Om een of ander rede het sy oë mos nou 'n wil van hulle eie. Hulle hou aan draai in die rigting van hierdie oulike brunet met die mooi bruin oë. En sy lyf en selfs sy bakkie speel saam, soos wat nou die aand met die buffelvangs en barend langsom in die cruiser gebeur het. Toe homself weer kom kry, was die bakkie so geparkeer, dat hy wat Luka is, Larry in die oog kon kry. Nee, hy word mos nou mal. Hy's besig om sy dae en alles wat daarin gebeur te meet aan net een ding. En dit is wat dit vir Larry kan beteken. Die dat hy vandag impulsief besluit het om self te gaan kyk wat met Marius se groot swart perd aan die gang is. En toe hulle hom nooi om te bly tot Woensdag, want daar is iemand wat hom graag wil ontmoet, het hy die kans aangegryp. Derek, wat ook mos in die laaste ruk sy Moses met 'n vrou teëgekom het, sy oulike Natalie, net nog getroue wat Luka hier in die Bosveld bygewoon het, net voor dit Marius se troue met Frankie, en dan was daar die oulike Andrea met die Italianer Stefano, en almal nooi vir hom, Luka Willemse, om vir hulle te kom hande klap wanneer hulle trou. Net soos wat Zak en Larry nou binnekort gaan afhak, is hy een van die sogenaamde last men standing. Alhoewel,
Hy is miskien die eerste en laaste ou wat staande bly, omdat hy mos nog nooit tevore getroud was nie. Al het hy min of meer elke keer met almal se troues gehoor. Luka, kan ek jou voorstel aan? Want hy en wie ook al is toevallig langs mekaar by dieselfde tafel ingedeel. Teen die tyd dat Luka op verdwaal stilhou, is hy amper weer homself. Trou is nie perde koop nie, en hy is nie hier om 'n perd te koop nie. Hy kom net na die ding se been kyk, man. En terwyl hy die perd se voet later buig en voel, praat Marius hier langs hom. Luka, kan ek jou voorstel aan Mariet? Mariet is my ma se laatlamsus uit my oupa se tweede huwelik. Ook onlangs geskei en deur die maalklip van die lewe, vertel hulle. Luka kyk op, glimlag en knik net met die kop. Hy gaan nie nou 'n poot los om blad te skud nie. Hoe lyk dit, is dit gebreek? Vra Marius. Hy het 'n seun onder elke arm, die besige van 'n wildtweeling, wat aan hom en Frankie behoort. Nee, ek dink daarom nie so nie, maar miskien moet ek tog maar 'n ekstraal neem. Luka laat sak die been en stap na die bakkie toe, kry die tas met kamera en rekenaar en stap terug. Nuwe tegnologie, en dit maak sy werk soveel makliker. Daarna kom verlos Frankie haar man van die seuns en Mariet, stap saam met haar terug huis toe, wat Luka se werk nog makliker maak, want nou kan Marius help om Flash vas te hou terwyl hy die ekstrale doen. En na inspuiting teen inflammasie en verpyn, glo Luka dat die groot swart hink binnekort weer die voorhoede van verdwaalse safaris gaan dek. Luka kyk die ander perde ook vinnig deur, soos altyd. Verdwaalse diere is in 'n goeie toestand. Hulle het 'n nuwe vulletjie bygekry, 'n mini Flash, en Luka verlustig hom in die pragtige, sterk en gesonde seentjie diertjie. Hy vat sommer 'n borsel en kam die dingetjie se maan en lyfie. En toe kom die werpsel boerboele van die werf aan die beurt. Die honde se kleintjies moet hulle eerste inspuitings kry. Uiteindelik is besigheid klaar en Luka sit die rekening in Marius se hand. Hy sal nooit ryk word nie, want hy vra altyd die minimum vir sy dienste. Maar Marius weet dit, en teen die tyd dat Luka die nota op sy foon kry dat die betaling gemaak is dit gewoonlik dubbel. Hulle kuier rondom 'n gesellige braaivleisvuur en Frankie se wêreldberoemde Susaties. En wanneer hy gaan sit, beland Mariet toevallig op die stoel reg langs hom. Toe 'n leeu ver afsteun, kruip sy onder sy arm in. Hoe ver is die leeu en is sy veilig hier op die plaas? Sal hy saam met haar huis toe stap, want sy moet vinnig in die badkamer 'n draai gaan maak, en nou is sy vreeslik bang om alleen te stap. Soos 'n ware heer staan Luka op en stap saam met haar. Met die terugstap hak sy by hom in. Sy's bang sy kletter neer. Nee, sy moet nie worry nie. Hy is nog nugter. Hy sal keer dat sy nie neerkom nie. Maar sy is nie getrek nie. Nee, wel hy hoop nie so nie. Wanneer daar 'n hyena sommer hier by hulle in die bosse kom gesels, verlang Luka na mense wat hy nog nooit ontmoet het nie en van wie se bestaan hy nie bewus is nie. En so jok hy mos vir homself. Hy dink alweer aan Larry en hy wens dat dit sy is wat vanaand so hard probeer om hom uit sy dop te laat kruip, soos wat hierdie arme Mariet doen. Teen 9:30 maak hy verskoning en stap alleen na sy kamer in die gastehuis. Hy sluit sy deur, stort en klim in die bed, maar nie om dadelik te gaan slaap nie, om op Larry Sullivan se YouTube kanaal in te teken. Sy het haar video van die vangs opgesit, sowel as syne van die ma met die luiperd met die 2 kleintjies. Eendag se sien, 'n paar kilometer uit mekaar, erkenning aan Luka Willemse, aantreklike veearts van die omgewing, wie se toestemming sy het om dit te plaas. Aantreklike veearts van die omgewing, sy dink blykbaar dat hy nie te onaardig is nie.
En hy dink min of meer dat sy die beste ding is sedert Black Cat sjokoladestafies uitgedink is. Hy kan haar nie vir 1 sekonde uit sy gedagtes kry nie. Is jy okay, Luca? Vra Marius toe hulle en Derek die volgende dag met 3 perde 'n draai in die veld op die plaas gaan ry. Ja, natuurlik. Wat se vraag is dit? Vra Luca verbaas. Ja, Luca, moet dit asseblief nie verkeerd opneem nie. Dit is net die eerste keer dat jy geen belangstelling toon in 'n alleenloper vrou wat hier op die plaas kuier nie. Marius lig hand. Dit is nie asof ek probeer sê dat jy met elke vrou tussen die lakens gaan rondrol nie, maar gewoonlik is jy so 'n bietjie meer van 'n ridder, 'n bietjie meer entoesiasties en Marit, jy bedoel 'n bietjie meer van 'n speler, trek Luca sy been. Hy kan sien hoe ongemaklik die gesprek vir Marius maak. Miskien het hulle die arme vrou spesiaal ingevoer om haar aan hom voor te stel en gewoonlik deliver hy the goodies, by wyse van spreke. Hy like vroumense man, en dit is waar wat Marius sê. Gewoonlik is hy baie meer charmant teenoor so 'n vrou. En as die pad lakens toe plafy was met rose besaai, wel daar is 'n paar ouens wat hulle vrouens wil wegsteek as hulle weet jy gaan verbykom, lag Derek ook nou. Jy is so bloody aantreklik soos die duiwel self, en dan het jy net daai iets. O my donder, ek weet nie of ek daai ou wil wees waarvan julle hier praat nie, keer Luca. Hoekom nie? Hulle noem jou nie verniet die buffelbil van Inyatikulu nie, spot Marius. Luca is verstom en toe skud hy sy kop. Nee, dankie, ek wil nie daai ou wees nie. Nou wat nou? Wat het geword van happy to be a bachelor boy until my dying day? Vra Derek. O ja, nee, daai is alright, maar moet asseblief nie dat dit klink asof ek elke alleenloper vrou se losgelukkie of ongeluk mag wees nie. Jammer Luca, dit was regtig nie hoe dit bedoel is nie. Marius moet sien dat dit nie vandag 'n grap is wat Luca geniet nie. Hy verander dus die onderwerp. Ek sien dat Dirk se dogter kuier daar op Inyatikulu en dat sy 'n YouTube kanaal begin het en jy speel nogal 'n rol daarin. Ons geniet haar storieetjies verskriklik baie. Wat? Dirk se dogter? Amper val hy van die perd af. Wie is Dirk se dogter? Laurie Sullivan mos? Op skool was sy Lorraine van Elst, vertel Marius. Sy is so 'n paar jaar ouer as ek en my broer. Haar jongste suster was in my klas. Ons ouers het beurte gemaak om ons Nelspruit hoërskool toe en terug te ry. Ons was almal in die koshuis daar. Laurie Sullivan is Dirk se dogter en sy was in Nelspruit hoërskool. Laurie verstaan dus elke woord Afrikaans wat hy die afgelope ruk in sy onbesonnenheid van of teenoor haar kwyt geraak het. En om een of ander rede steek Dirk en Laurie die feit dat hulle pa en dogter is vir hom weg. Hoekom? Het dit iets met sy minder goeie reputasie met die skoner geslag te doen? Of is daar dalk 'n beter en belangriker rede hiervoor? Iets soos vry na die dogter en kry die res van die plaas en die lodge ook op die koop toe. Wel, daarom moet hy liewer nooit uitvind dat daar so 'n moontlikheid is nie. O my genade, hy hoop nie dat Dirk so min van hom dink nie. Dit sal die laaste rede ooit wees hoekom hy vir 'n vrou sal gaan, beslis nie oor wat sy besit nie. Maar nou is dit die hoofrede hoekom hy sommer nou en hier van Laurie Sullivan moet vergeet, al is sy hart reeds halfpad verlore en hare ongevraagd.
Luka steek sy seer hier diep binnekant in hom weg vir die manne, wat nie eens weet dat daar 'n bom tussen hulle gelos is nie. Maar teen die tyd dat hulle terug is by die perdestalle, besluit Luka om aan te skuif. Hy sê dat daar 'n volgende dringende afspraak is wat op hom wag, maar eintlik wil hy net wegkom na enige plek op aarde waar hy alleen kan wees en kan probeer om sin te maak van die nuus wat hy pas gehoor het. Word vervolg.